Goeiemôre en welkom by AGS Nuwe Lewe. Jy's op die beste plek waar jy kan wees op 'n Sondagoggend. Staan saam met ons waar ons die naam van die Here gaan groot maak vanoggend. I wanna scream it out on every
Baie welkom van my kant af van almal. Terwyl ons so sing, kry ek 'n gevoel van hoe geseënd is ons nie. Want God is so goed vir ons elke liewe dag van ons lewe. Ons wil net baie welkom sê aan al ons gaste. As julle nog nie vir ons 'n gastekaartjie ingevul het nie, sal julle asseblief ons een invul en dit agterin gee vir ons medewerkers. Vrydag aand het ons heerlik gekuier. Ons het heerlik geëet. Die wat nie daar was nie, julle het verskriklik baie geniet. Ons wil net baie dankie sê aan almal wat deel gehad het om Vrydag aand so suksesvol te maak. Soos hulle sê, of soos ons sal sê, teamwork makes the dream work.
mense wat ons ondersteun het, al ons familie wat ons ondersteun het Vrydag aand, die wat saam kom kuier het en saam met ons lekker kom eet het, baie dankie van ons kant af. Ons is 'n gemeente wat daarna streef om in eenheid elke individu lief te hê, om geloof te deel, hoop te gee en 'n impak te maak. Okay, kom ons kyk net gou-gou na die verjaarsdae en die huweliksherdenkinge. Die 28ste, dit is vandag, is dit John Ray Eis en Jaco Lagransie. En dan Herman en Melanie Maree vier hulle 12de huweliksherdenking. Dan die 29ste sit Annette Koker, Marlies de Kok en Ansie Visser, die eerste Flippie Steenkamp en Leroy de Kok, en Chris en Amanda Bindeman is 3 jaar getroud. Die tweede sit Anton Voet en Walter en Shamaine White is 9 jaar getroud. En die derde is dit Ben Brown. Leon en Marieke Hougaard is 44 jaar getroud. Baie geluk. JD en Armin is 10 jaar getroud. Pieter en Anke is 8 jaar getroud. Baie geluk. En Anke verjaar ook die derde. So kom ons sê vir hulle geluk, stuur sê vir hulle baie ons hulle waardeer. As hy dan die opkomende geleenthede vir die week, volgende week. Die 9de hou ons 'n hemelvaartdiens sommer hier in die bidkamer. Dis welkom om in te skakel by dit. Dit sal om 9:30 wees. Dan ons Pinksterreeks is vanaf Sondag die 19de Mei tot Woensdag die 22ste. Dit gaan iets wees wat jy nie wil mis nie. Maak maar daai opofferingkie in die aande, kom wees in die teenwoordigheid van die Here. Jy gaan nie dieselfde hier uitstap nie. Nooi mense om dit saam met jou te kom geniet. Dan Sondag die 26ste Mei het ons 'n doopgeleentheid. En as jy meer van dit wil weet, kan jy gerus die kerkkantoor skakel, kontak hulle en vra vir hulle wat jy moet doen. Jy gaan ingelig word presies waaroor dit gaan en as jy onseker is, jy sal sekerheid vind daaroor. Dan volg ons op ons sosiale platforms, like is baie belangrik, share asseblief dit wat jy kry daar op die sosiale platforms. Dit is soms die enigste manier wat ander mense daar buite 'n boodskap kry wat vir hulle iets baie belangrik kan beteken. Baie dankie almal en geniet die fees. Goeiemôre almal. Ja, dis my voorreg om vanoggend 'n stukkie van my storie vir julle te vertel. As ek klaar my storie vertel, is gaan ons offerande opneem. Weet jy, die Here is goed en ek is opgewonde. En ek wil vir julle lees die bekende skrifgie uit Maleagi uit wat sê, "Bring the whole tithe into the storehouse, that they may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." Dis ons jaar van overflow hierdie. En ek wil elkeen van julle uitdaag daartoe. Ons praat nie van geld nie. Ons praat van elke opsig in jou lewe. En dis waar my storie begin. My passie in my werk was, ek het in die ICU gewerk jare terug. En weens rugprobleme en goed, moes ek pad gee daarso, kon dit nie meer doen. En vir jare het ek in my dagboek geskryf, Here, gee vir my 'n nuwe passie asseblief, elke jaar. Die res van die dagboek is amper leeg, want ek doen net so eerste 3 weke van die jaar in 'n dagboek en dan sy blankie. So ek het al begin repurpose aan hulle. En so die jare verby gegaan, ek is weg uit ICU uit in 2002. Januarie 2006 sê ek vir die Here, en ek skryf dit in daai boek, 'n baie arrogante gebed. Ek sê, Here, want toe het ek ons nou al aansoek gedoen vir werke en goeders en niks het gerealiseer wat regtig iets vir my beteken. Ek sê vir die Here,
As u wil hê ek moet weer voltyds werk, dan moet u maar die werk vir my stuur. Ek gaan nie aansoek doen daarvoor. Maar weet jy, God is getrou, selfs in 'n arrogante gebed soos daai. Die begin April kuier ek op Springbok saam met my maale en ek kry 'n oproep van 'n vriendin, toe die mall net oopgemaak. En sy sê vir my, Amanda, ek dink ons het vir jou die perfekte werk gekry. Hulle is so dringend 'n suster by Clicks. En ek sê, ek sal met my man praat en so en ek laat weet jou môre. Vrydag laat weet, hoor niks van haar nie. Saterdag bel ek aan, nou sit ek nog op Springbok. Ek sê, hoor, ek hoor niks van jou. Sy sê, maar jy begin maandag te werk. Lang storie kort, ek het 6-7,5 jaar daar gewerk, toe die Here gesê, okay, hierdie seisoen is nou eers verby. In my bedankingsmaand kontak 'n ander apteek my. Tweede werk, sonder dat ek aansoek gedoen het vir hom. Jaar en 'n half daar gewerk, weer eens die ou regie. Het nie gehou daarvan nie en die dokter sê vir my, jy gaan nou permanent ophou met werk. Okay, dis wat die dokter gesê het. In elk geval, so het 6 jaar verby gegaan. Maar die Here het daai 6 jaar gebruik om vir my soveel seën in ander opsigte te gee. Wynand het sy eie besigheid. Weet julle, elke jaar April tot Augustus, in die verlede was dit redelik stil. En hier is een inkomste uit die huis uit weg. In daai 6 jaar het Wynand feitelik nooit sonder werk gesit nie. So die Here vir ons gesorg. So, ek het ons besluit van die weer werk nie, weet. En ek was op 'n stadium geskrap van die rol van verpleging af en jy moet geregistreer wees daar, weens my eie fout met datums. En ons besluit, okay, kom ons sit terug en kyk, daar kan ek iets bietjie loutem ergens en so, want ek begin dit te mis. Ek begin die omgang met mense te mis. En die eerste jaar werk ek vir 'n maand by Clicks en toe werk ek net mooi toe lockdown ons trek, werk ek op die Dorings vir so 'n paar dae, en toe gaan die jaar weer verby. Volgende jaar Februarie, weer by Clicks, en daar stap 'n man in 'n ken hom. En hy sê vir my, ek sê, kan ek help? En dit is 'n vorige kliënt vir my, hy sê, nee, ek iets vir hom. Ek is besig om 'n kliniek in te rig in my apteek. Ek sê, maar as ek vir jou enigstens kan raad gee oor wat jy nodig het en so, sê net vir my. Hy sê, ek het eintlik 'n suster nodig wat bereid is om deeltyds te werk. Dis vandag die 28ste. Dinsdag is daai kliniek 3 jaar oud. As die Here vir my 3 werke kan gee, sonder dat ek aansoek gedoen het daarvoor, kan hy vir elkeen van julle ook gee. En dis my uitdaging vir jou vandag. Daai jare toe ek begin het ek 'n tip vir die Here gegee. Maar my God is nie 'n genie nie. Hy word nie omgekoop nie. So, ek kan R1 miljoen vandag vir hom neersit, hy het dit nie nodig. Hy kyk na my hartse gesindheid. Jare terug was my hartse gesindheid, Here, kyk wat 'n spoor in my bankrekening na ons betaal het. Vandag, die oomblik is my reek, as my salaris inkom, sit ek eers die Here se deel apart. Want dit is my manier om vir hom dankie te sê en om eer aan hom te bring, want hy was baie goed vir my. So ons gaan nou ons offerande opneem, ek wil hê ons medewerkers my net gereed raak. En ek wil vandag vir jou sê, wat ook al jy, jou passie is, of wat jy nodig het van die Here, dit hoef nie geld te wees nie. Dit kan 'n werk wees, dit kan 'n verhouding wees, dit kan enigiets wees. Vertrou dit aan die Here toe. Baie dankie. Dankie Amanda. Ons het soveel maniere hoe ons kan gee en ons wil vir jou vandag dankie sê vir jou bydrae. Dankie dat jy ons in staat stel om die evangelie van Jesus te kan verkondig. Dankie dat jy die vermoë het om in ander mense se lewens te kan saai, sodat hulle kos op hulle tafels kan hê en dat Jesus daardeur verheerlik word. Ons het soveel maniere ons kan gee. Een van die maniere wat ons gee is deur ons opgegawe mandjies. En ons het hier ook ver by ons infotoonbank. As jy nie kontant het nie, het ons ander maniere ook. Jy kan dit doen deur EFT inbetalings, ons bankbesonderhede is op die skerm of via Snapchat. So jy is welkom, baie dankie daarvoor. Mag die Here jou ryklik seën en mag jy die seën van die Here ervaar of waarvoor jy die Here vertrou. God seën gehoorsaamheid. Amen.
En hier is ons ook 'n getuienis, nie, jy gaan nog stories hoor. En dit is nodig dat jy sal hoor wat die Here in mense se lewens doen. Please come fast.
sing this song as I often do. Every song I say, and you so I throw up my hands, I praise you again and again. 'Cause no
I throw up my hands, praise you again and again. It's all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Just say where you are this morning, just honor Him. Just say thank you. Say, Lord, I may not have much, but I'm here to give to you what I have. I'm here to surrender and say thank you, Jesus. Thank you that I may worship you. Thank you that I might stand in your presence. Thank you that you love me more than I could ever imagine. Thank you that we can stand in your presence knowing that you are doing signs, miracles, and wonders in our midst this morning. Hearts are turned back to you. People are experiencing the presence of Jesus by the power of His Holy Spirit, joining together in one song, with one heart, with one melody, to lift up the name that's above all names, the name of Jesus. Knowing that when we call upon that name, that when we lift up that name, Lord, you do miracles, you work in wonders. And this morning, we are standing amazed, knowing that your presence is here. We can feel it, Lord. We can experience the closeness of your heart. We worship you. We just throw up our hands and say, Lord, you are worthy. You are worthy, Jesus. You are worthy, Jesus. Just honor him as well. Just say thank you, Jesus. Just say thank you, Jesus. There where you are standing right now, just throw up your hands and say thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for your blessings on my life. Thank you, Jesus, for your goodness in my life. We worship you. We worship you, Jesus. You are worthy. You are worthy, Jesus. We worship you this morning, King of Kings. I pray right now that you will inhabit every heart, that you will move into every area where people need you, Jesus. Holy Spirit, you are so welcome in our midst this morning. Thank you for leading us that we might experience this presence of Jesus. We worship you right now, and we honor you for that, who you are. In the name of Jesus. Everyone who believes it says amen. Amen. Just give him a praise offering. Hallelujah. Thank you guys so much. Thank you guys. What a privilege to be in the presence of God this morning, and I just want to honor a few people. We've got people all the way from different countries this morning with us as well, and we're so excited to have you with us. We truly believe that you enjoyed the presence of Jesus and the worship this morning. And everyone else, did you enjoy it? Come on. Come on. Come on. It's all about Him. It's all about Him this morning. And we are here to give Him the glory and to celebrate who He is. But it's also our privilege this morning, I said I'm going to do it, is to welcome the newly married couple, Mr. and Mrs. Van Niekerk, to their first service after they've been gathered together. And it's such a joy to share this with them. I believe Jesus is going to do something awesome in this place this morning. His presence is so powerful. Can you experience it? Come on, are you aware of what He is doing in our midst today? Come on. In your life. In your life right now. His presence is here. And do you know why? It's because you are seeking it. It's because you are looking for it. You are expecting it. In the series we are doing in expectation, verwachting,
it's not just about the waiting, it's about the result. It's all about the result. And this morning we're going further with this. We've also got the privilege this morning of dedicating a beautiful daughter. And I think this is the best presence where we can do it. To bless her there where Jesus already are. Amen. In His presence. So ek wil vra dat die Garwood familie asseblief vir Amorey vorentoe sal bring. Met die oumas. Die oumas moet saamkom vanoggend en dan vra ek net Ludwig dat jy en Derek net sal assisteer asseblief. I had the privilege of dedicating Yevi as well a few years back. And this is their sister, but you know, I love to tell stories. Before Yevi was born, Udette had a dream. And God showed her a beautiful girl before Yevi was born. And she knew that when they were getting a baby, she was going to get a daughter. But then Yevi happened. And she asked the Lord, but it's not a girl. And God reminded her of His promise, but He also gave her the name. And when they felt pregnant the second time, it was a girl. And she already knew what her name was going to be. Haar naam is Amorey. And it means loved. En as julle nou al hierdie kind beleef het, ek het hom nou voorheen gehad, ek is slim, Vrydag aand by die Roadhouse toe het ek ook met iemand se babatjie geloop. En almal wat na my kom toe sê, ons sien blou, ek sê ek bestraf dit in die naam van Jesus. Toe sê Ilani, ek sien jy maak aan mak, ek sê ja, want ek wil haar vashou. En ek het hom voorheen gehad met Amorey. Nee. Haar naam beteken loved. To be beloved and cherished. And this morning, every time we're going to say her name, elke keer as ons haar naam sê, en as jy haar beleef, sal jy verstaan, sy is net die oulikste ou dingetjie. Jy wil haar opvreet. Sy het die mooiste oë, en ek dink dis die beautifulste foto wat dit kon sien. En vanoggend is dit my voorreg om net 'n gedagte met julle te kan deel, en ek wil dit graag uithaal in Spreuke 22 vers 6 uit, waar Salomo kom. En ons almal weet Salomo het baie vrouens gehad, sy het baie kinders gehad. So hy moes geweet het om sy kinders te hanteer. In vandag se lewe kry jy nie meer 'n man met 1000 vrouens nie. Moet ook nie. Moet ook nie. God intended for one man to have one wife. Maar hy het baie wysheid gehad en hy kom in hierdie gedeelte en hy sê, train up a child in the way they should go. And even when he is old, he will not depart from it. Het jy agtergekom hoe moeilik is dit om vir jou kind die regte goed te leer as hy klaar die verkeerde goed weet? Nou praat ek nie van julle nie. Dis hoekom ons hier is om vir die regte goed te leer. Maar die voorreg wat ons het, is om 'n baba van kleins af te hê en hulle groot te maak op die regte manier. David kom en hy skryf in Psalm 127 vers 3 that children are a gift from the Lord. They are a reward from Him. So wanneer ons 'n kind kry, as jy 'n geskenk kry, dan wil jy die beste uit daai geskenk uit benut. En die lekkerste van alles is wanneer jy 'n lewendige geskenk kry soos 'n baba, dan wil jy hulle groot maak om die beste weergawe van hulle self te kan wees. Maar dit verg tyd. Maar gelukkig het ons Emmanuel. Hulle word nie gebore met een nie, net so by the way. Hulle kom nie daar in how to instructions nie. Die Here gee vir jou die Bybel. Ons het die woord om ons te leer, om ons kinders groot te maak en nie een van hulle is dieselfde nie. Maar nou weet ons, Salomo sê, train up a child in the way they should go. Om iets, to train something means a repetition of many things. Nie dit nie, dat kom ek wys vir jou. Dit is soos wat William vir Jewie leer om bal te skop. Net so gaan jy vir Amorey leer kook. Kan jy kos maak? Kan sê nou. Okay, ek maak ek seker, dis ook nie moeilikheid nie. Die mense weet waar bly, so verstaan, en dit is die voorreg.
train up a child in the way they should go. And when they are old, they will not depart from it. En weet julle waar is die grootste voorbeeld daarvan? Ons kyk na julle eie lewens. Julle ma's het 'n goeie job gedoen. Julle het op die pad byster geraak, but you found it back to Jesus. And it's the same with our children. It's not going to say that they're going to have the same route, but hulle word groot gemaak op 'n ander manier as wat julle groot gemaak is. But when they are trained in the way they should go, this is the way they're going to train their children as well. In Deuteronomium lees ons en hulle sê, sit dit op jou arm en op jou voorkop, dat jy altyd daaraan herinner kan wees. En dit wat jy in julle kinders se lewens inspreek, is dit wat hulle gaan onthou. Wanneer ons kom en ons kinders vir die Here gee, kom ouers en hulle sê, hulle is gewillig om geestelike sekuriteit, omgewing te skep in hulle huis vir hulle kinders. Deur dit te doen, dan vat hulle elke geestelike challenge wat daar mag wees, sodat die huis die plek sal wees. Nou die huis is nie 'n gebou nie, die huis is julle ma's, julle families, dat hulle kan weet hulle is veilig daarin. En dit gaan vereis deelname. Daar's 'n stelling wat sê it takes a village to raise a child. Dit is absoluut die waarheid. As jy nie oumas het nie, as jy nie ooms en tannies het nie, is dit moeilik. Maar we give ourselves with the Lord to dedicate them. We prepare ourselves for godly lives for them. But we also plan how to educate our children regarding the things of the Lord. So dit is ons as ouers se voorreg om hulle te kan grootmaak. En die Here het julle uitgekies om hulle ouers te wees. Die Here het julle uitgekies om Amorei se mamma en pappa te wees, sodat dit wat in haar gebou word van julle afkom. En dis al wat ons vandag gaan doen. Ons gaan vandag net doen wat Jesus gedoen. Hy het sy arms om hulle geslaan en hy het hulle geseën, want hy het 'n plan met haar lewe. So ek gaan vra vanoggend Elis, maar kom help my asseblief. Is dat Odette en William, kom staan hier bo by ons. Dat die gemeente net die gesiggie kan sien asseblief. Sy's mooi. Sy's mooi. Kom ons bid saam vir Here, dankie vir hierdie mooiste, perfekte klein mensie. Dankie dat, soos wat ek haar nou vashou, Here, U presies weet wie sy is. U ken haar naam. Here, U het haar by haar naam geroep en sy is U sin. En vanoggend kom ons en ons gee haar net weer eens terug vir U, Here. Odette en William kom en hulle sê net weer eens dankie vir die kosbare geskenk. Hulle gee haar vir U terug, Here, want hulle weet sy is U sin. Ons kom vanoggend en ons wil oor haar hele wese bid. Lord, we want to pray over her destiny this morning. You've got a plan and a purpose. That's why she's born. Because your word declares that you've got a good thing for her life. Jeremiah 29:11 says, for you know the plans that you have for her, over her, through her life, who she's going to impact. And we release it this morning in the name of Jesus. Here ons kom vanoggend en ons bid vir haar gesondheid. Sy sal 'n gesonde kind wees, na siel, gees en liggaam. Here ons bid vir haar wese, dat sy mense se lewens sal aanraak deur U salwing en krag op haar lewe. En so vanoggend kom ons wil bid vir hierdie mooi oë van haar, Here. Hierdie oë sal die heerlikheid sien. Here, haar ore sal die stem van die Here hoor. Haar mond sal die naam van Jesus verheerlik. Haar hande sal sy ophef voor geen ander God nie. Haar hart sal klop vir U, Here. Haar knie sal buig voor geen ander God en haar voete sal die huis van die Here opsoek tot in lengte van dae. Here, die doel en die droom wat U het oor haar sal baie lewens verander. Haar pa en haar ma se, Here. En sy sal beleef hoe die teenwoordigheid van Jesus haar omvou. Ek gee haar vandag terug, Here, geseënd in haar ouers, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Here, dan kom ons en bid ons vir William en Odette op in hierdie oggend. Dankie dat U hulle toevertrou met hierdie kosbare geskenk. Dankie dat U vir hulle voorsien, Here. En dankie dat U vir hulle die vermoë gee om die beste uit Amorei uit te bring. Ons verklaar hierdie gesin geseënd in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En ons eer U daarvoor in Jesus se naam.
Amen. Amen. Come on, church. Let's celebrate them. Jesus het tyd gemaak vir kinders. Awesome. Come on, let's just give Jesus praise one more time. Dis ook ons voorreg nou om in hierdie teenwoordigheid. Ons glo die woord sê jou vooruitgang sal aan almal bekend wees, nie waar nie? En ons weet dat die gemeente is 'n groeiende organisme. So vanoggend het ons ook die voorreg om ons nuwe vennote aan julle voor te stel. So ek wil vra in hierdie teenwoordigheid kan al ons nuwe vennote en hulle wat ook nog nie voorgestel is nie, asseblief hier voorkom staan. Ons kan sommer lekker hier tussen die verhoog en die tafel kom staan. En ons wil julle net graag vir die gemeente wys. So, kom. Moenie wag nie. Ons is opgewonde saam met julle. Because we want to celebrate you this morning. We want to honor God you this morning. We want to honor God for you this morning. Amen. Amen. Die Here voeg by, die woord sê dat hy voeg daagliks by die wat gered is. En weer eens as ek nou vandag hulle stories vir julle moet vertel, dan wil ek julle moet saam met ons opgewonde wees. Maar ek gaan Leshana se vandag uitsonder. Leshana, het sy 2 jaar terug het sy ingekom hierso met Hendrikus. Want Hendrikus het na die pionierskool toe gekom en sy het so tydjie by hom gekuier en sy kom eendag en sy bel my, sy sê pastoor, ek kom van Bloemfontein af, maar my kind sit in Woester. Is daar 'n moontlikheid dat ons net kan kyk dat Hendrikus by die kerk kom? Ons sê vir Leshana, laat ons dit plan maak en ons kyk en dit is regtig moeilik geweest. Maar Leshana het wanneer sy tyd het sy afgekom Kaap toe. En ek sien haar nou dag in die kerk en ek wonder, wow, dit is so baie om my weer te sien. En ek vra vir haar wat het gebeur. Sy sê sy was 'n jaar daar toe kry sy verplasing stad toe. Onthou, Hendrikus is hier, hy's in die koshuis. Hy het nie sy mamma by hom nie. En sy sê die Here verplaas hom toe Woester toe. Wat sy welkom aan wees. You've got stories, people, come on. Moenie dat ek die Miller se storie vir julle vertel nie. Moet nooit weer in hierdie kerk sê die klank is te hard nie. Hierdie mense het kerk toe gekom en hulle het julle gehoor sing. Hulle het julle gehoor sing. En 'n paar ander redes ook. Maar ons is opgewonde vir hulle om hier te wees en hulle hele gesin is gedoop. We've got reason to celebrate. Wendy het ook 'n storie. Tannie Anna ook. Ons sal haar storie nog vertel. En dan oom Bucks is ook hier. We've got reason, Claire. We've got reason to celebrate with what God is doing in their lives. Maar al wat ek vanoggend wil sê is, we are a family on a mission. We are a family on a mission, and there's a reason why God wants them to be part of this house. Because God knows what's going to come out of them, out of this obedience and being part of AGS nuwe lewe. Amen. So ek wil nou vra van ons medewerkers kom staan asseblief agter hulle vanoggend. Ons gaan vir hulle bid en dan gemeente wil ek vir jou vra om te staan want jy sien dit is familie. So 'n medewerker by elkeen van ons vennote vanoggend asseblief. And then we're going to bless them this morning. Amen. So steek julle hande uit asof jy hier by hulle staan. Kom ons het nog medewerkers. Waar is ons ouens? Kom. Make them part of who we are. Make them part of who we are. Father God, we praise you. You are so, so good. We started this service declaring that you are good. And you will not change. And this morning we honor you for your goodness, not just in this congregation. Here, hierdie gemeente beteken niks as dit nie is vir mense nie.
because your Spirit lives within each of them. We are part of something so much greater and stronger. This morning we want to come and we want to honor you for every one of them. Here, dankie dat u hulle deel wil hê van hierdie huis. That they will be part of what you want to do in this house. And this morning I want to come and we want to pray for their minds. That you will change their way of thinking. That they will see who you created them to be. Spirit of God, move in their minds this morning. We want to pray for their ears, that they will listen to the voice of God. We pray for their eyes, that they will see your goodness in everything that they do. We pray for their mouths this morning, that they will praise the name of Jesus and speak life. We pray for their hearts this morning, that they will have compassion. We pray for their hands, that they will work for you in your kingdom. We pray for their knees, that they will be prayer warriors for those who don't know you yet. We pray for their feet this morning, that they will walk in directions where you want them to walk, that they will be obedient. We come this morning and we bless them in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit, and we take them in, Lord. Here, hulle is klaar deel van dit wat hier aangaan, en ons verklaar hulle vandag geseën. Die droom wat jy het oor nuwe lewe, Here, is nou hulle deelagtig. It's imparted into them right now in the name of Jesus. And we honor you, Lord. We celebrate them this morning because of that, what you are going to do in the name of Jesus. And everyone declares it, and we say amen. Yes. Woo.
waiting. En dit is ons nuwe reeks, ons is besig om te praat oor verwagting. En van my kant af vir al ons nuwe verlote en ook vir die inseën van kinders, dit is so lekker om te weet dat we are, soos wat Robert gesê, we are a family on a mission. Nou, in ons reeks oor verwagting, het ons nog gepraat oor 'n paar aspekte en ek wil vanoggend so 'n bietjie vir jou terugvoer gee ook met oor dit waaroor ons al reeds gesels het. En dan wil ek vanoggend met jou praat oor net so 'n bietjie 'n ander dimensie wanneer dit kom ook by verwagting. Nou, Robert het eers het hy waar die woorde gebruik het sê it takes a village to raise a child. Nee, ons het dit al gehoor. Die vraag wat ons ook het is, who takes care of the village? Dink 'n bietjie daaroor. It takes a village to raise a child, but who takes care of the village? Nou daai is deels van ons verantwoordelikhede as kinders van God, because somewhere the village needs to be taken care of. Die dorp waarin ons leef, die omgewing waarin ons leef, die skole, die werke, die plekke waarin ons onsself vind, daar is 'n verantwoordelikheid wat ek en jy het as gelowiges, as medewerkers, as disippels, om binne hierdie spasies wat God vir my en jou gegee het, 'n verskil te kan maak. Dis hoekom die Here sê, julle sal wees soos die lig wat skyn in 'n duister wêreld, julle sal wees soos die sout van hierdie aarde om effek te hê. Nou, in hierdie reeks wat ons gepraat het oor wag met ons, en ons praat oor verwagting, want ons leef in die tyd nou van die 50 dae tussen Paasnaweek, en van Paasnaweek natuurlik was dit 50 dae gewees, tot en met die dag van Pinkster. En ek wil regtig nooi om ons Pinksterdienste te kom bywoon. En as jy 'n verwagting het, kom met 'n verwagting. Kom met 'n verwagting om in daardie tyd ook van Pinkster onthou. Die AGS is 'n Pinksterkerk. Yes. Ons DNA is ons is 'n Pinkstergemeente. Ons wortels is gegrond uit 'n herlewingsbeweging wat begin het in die 1900 wat genoem word die Pinksterbeweging. Ons is die apostoliese geloofsending wat deel is van die grootste Pinksterbeweging in die wêreld. En Pinkster beteken basies dat ons vertrou nie net in die krag van die Heilige Gees, maar in die werking van die Heilige Gees ook. Die gawes van die Heilige Gees wat by binne in ons openbaar het. So ons ken nie net Here nie en ons dien nie net Here nie, maar ons verstaan ook dat ons deur sy Gees bekragtig word om die werk van die Here te doen. Nou, hy leef binne in my. God is nie 'n God wat ver is nie. God het naby gekom. Jesus het gesê, dis voordelig dat ek gaan, want ek sal vir julle stuur die trooster en die helper en hy sal binne in julle woon. Ek is 'n tempel van die Heilige Gees. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. So my lewe, jou lewe word 'n instrument van die teenwoordigheid van God wat binne in ons nou lewe. En hy wil nie net binne in ons lewe nie, maar hy wil homself in en deur ons lewens begin openbaar. Hy het vir jou 'n gawe gegee. Hy het vir jou 'n talent gegee, hy het vir jou 'n passie gegee. Hy het vir jou 'n lewe gegee. En baie keer kom ons en ons begrawe hierdie talente, ons begrawe die passies wat God vir ons gegee het. Ons begrawe die gawes en God gaan op 'n dag aan hy rekenskap vra van die geleentheid wat hy vir ons gegee het. Besef julle die begrafnis is vol van talente wat begrawe is. Die begrafnis is vol van vermoëns en van moontlikhede wat begrawe is. Mag maar nooit op my grafsteen staan dit wat kon gewees het nie. Imagine net wat kon wees. Imagine dat staan op jou graf en sê, hy het soveel potensiaal gehad. Sy het soveel wat sy kon gedoen het. Nee, mag wat eerder op ons graf staan en sê, hy en sy het geleef tot hulle volle potensiaal, tot hulle volle talent, tot hulle volle gawes. Alles wat die Here in hulle lewens instoor gehad het hulle bereik. Jy sien, en baie keer is dit waar ons kom, waar ons daardie volheid van lewe leef, en die verwagting is die spanningslyn. Want ons wag. Wie van julle wat hier sit, wag nie vir iets nie. Is daar enigiemand wat nie vir iets wag nie? Nee, ons wag almal vir iets. Jy wag vir 'n deurbraak, jy wag vir 'n familielid wat se lewe moet verander, jy wag vir genesing, jy wag vir die wederkoms. Jy wag vir iets. Ons lewe bestaan uit wag soms. En ons raak ongeduldig in hierdie wagseisoen. En ons leef nou, in hierdie jaar, leef ons nou in die tyd van waar Jesus sê, gaan en maak disippels, maar voordat julle doen, wag. Jy kan niks gaan doen nie.
Ek sê vir julle moet gaan, maar wag eers voordat julle gaan. En die woordjie wag, en ek het dit genoem so 2 weke terug, is die woordjie perimeno. Dit beteken letterlik to endure and putting up with my surrounding difficulties. Dis wat hierdie liedjie sê. While I'm waiting, Lord, I will serve you while I'm waiting, even though it's difficult, even though it's hard, even though, Lord, it is straining me, I will wait on you. Ek sal op U wag, want ek gaan nie beweeg as U nie vir my sê nie. Maar daardie wag, perimeno, beteken, it is a waiting, but it's a difficult waiting. Dit is nie altyd maklik nie. Ons wag soms. En hy gebruik die woordjie ook, hy sê, soos 'n vrou wat in barensnood is, 'n vrou wat swanger is, sy weet sy is swanger. En daar is 'n verwagting, daar is 'n datum. Maar dit raak ongemaklik, dit raak op 'n tyd waar dit nie meer lekker is nie, want nou is daar 'n klomp dinge wat gebeur. Daar's 'n verwagting van iets wat moet gebeur. It's uneasy. Dit is nie altyd so maklik. So die Here het gesê, gaan dan heen, maar hy sê, maar, wag eers. My punte was gewees, ons wag met vertroue. Ons wag, om te wag herinner my dat God is in die Here. Om te wag gee die Here kans om in my lewe te werk. En om te wag, maak my sterk. Ek en jy is professionele wagters. Ek het 'n professionele wagter by my huis ook. Ja, kan ek vir my so lyk kyk. Wys vir hulle, wys vir my professionele wagter. Dis wat hy doen. Hy wag. Hy wag vir iets om te gebeur. Maar so was ook in die Bybel was daar hierdie wagters gewees. Hulle het iets anders gewag. En wanneer daar iets gebeur het, dan het hulle 'n sein gestuur, want of daar was 'n vyand of daar was 'n boodskapper of daar was iets wat besig om te gebeur. Jy sien, ons almal wag. En die vraag is, waarvoor wag jy? Want daar is 'n klomp dinge wat kan gebeur in hierdie wagperiode. Ek het ook gesê dat 'n boer wat saai, die meeste van wat hy doen is 'n baie klein gedeelte is die saai en die klein gedeelte is die maai gedeelte, maar die meeste van dit is wanneer hy vertrou en wanneer hy wag vir daardie saad om te ontkiem. Omtrent 94% van dit is soms maar die wagperiode. En so is dit in ons eie lewens ook. Ek kan getuig in my eie lewe, ek het jy die storie vertel van hoe my pa gewag het vir so lank en hy het gewag vir iets wat die Here in my lewe moet doen en ek het so lank gewag en hoe die Here gekom het en op die regte tyd homself openbaar. Maar wag daarvoor met 'n vertroue. Wag daarvoor met 'n afwagting. Ek wil vir jou lees in Matteus 25. 'n baie bekende skrifgedeelte wat gaan oor die huisheer wat talente vir sy diensknegte gegee het. Nou hierdie verwagting is 'n bietjie 'n ander verwagting. Want hier was dit nie verwagting van wat ek en jy verwag nie. Hierdie was die verwagting gewees van die Here. Hierdie was die verwagting gewees van die eienaar. En hy kom en hierdie eienaar het 'n verwagting, want ek gaan vir jou iets gee. Ek gaan vir jou 'n talent gee. Ek gaan vir jou 'n vermoë gee. Ek gaan vir jou 'n gawe gee. En hy het weggegaan met die verwagting dat iets sal gebeur wanneer hy dit vir hom gegee het. En hy het teruggekom en hy het verwag dat daar van hierdie talent iets gedoen sou word. En ons ken die storie en ek sê dat daar was van die diensknegt was daar geen verwagting. Hierdie diensknegt het onmiddellik toe hy dit kry, het hy niks verwagting gehad dat hy enigstens iets kan doen met hierdie nie. Daar was geen verwagting gewees nie. Hy het dit gaan begrawe, maar die Here het 'n verwagting gehad. Hierdie huisheer en hierdie eienaar het 'n verwagting gehad van sy diensknegt. Hoor wat hy sê, maar hy wat die een ontvang het, het dit in die grond gaan begrawe en die geld van sy heer weggesteek. En die een wat die een talent ontvang het, kom en sê, meneer, ek het nie geken, dat jy 'n harde man is, wat maai waarin nie gesaai het nie, bymekaar maak waarin nie uitgestrooi het nie. Omdat ek bang was, het ek gegaan en die talent in die grond weggesteek. En hier is dit wat aan u behoort. En ons ken die storie verder, waar hy sê, jy slegte diensknegt. Waarom het jy nie ten minste net in die bank gesit nie, dat het rente kon verdien? Ja, by in Suid-Afrika, en hy is omtrent nie niks rente verdien het, die maai anyway. Hy sê, as jy net ten minste 'n bietjie probeer het, as jy net so 'n bietjie effort ingesit het, dan kon ek dit gesien het, maar jy het letterlik dit gaan begrawe. Jy het nie eers probeer. Nou hierdie skrifgedeelte, ek het al 'n paar teoloë gehoor wat oor hierdie gelykenis praat en ek onthou toe ek gestudeer het ons professor Jan Hatting het hy vir my die mooiste verduideliking gegee van die talente, want dan was die 1 talent, dan was die 2 en dan was die 5 gewees. En ons sien toe waar hy dan sê, van die 1 talent en gee vir die een wat die 5 gehad het.
En dan sê hy, maar vat hierdie slegte dienskneg en gooi hom daar die plek. En hy sê, daar sal geknars wees van tande en daar sal geween wees. So dit is baie duidelik dat die gedeelte waarvan hy praat hierso, van waar hierdie slegte dienskneg moet gaan, is wat die Bybel praat van Hades. Hades is die hel. Hades is die plek wat nie gemaak is of geskape is vir die stoute kinders nie, is gemaak vir demoniese magte en vir bose geeste. It was never meant for sinners. Dit is nooit bedoel vir sondaars. Maar hy kom en hy sê dat hierdie een talent wat gegee is aan elke een, was my verlossing. Hy sê hierdie een talent wat jy gegee het, want jy sien die resultaat van ek wat my verlossing en die geskenk van nuwe lewe, die geskenk van verlossing net gaan begrawe het. Hy sê die resultaat daarvan en die effek daarvan is dat jy sal gegooi word in die plek wat genoem word Hades. Jy sien, Christus het ons te bekom, hy het vir ons almal die geleentheid gegee. Hy het vir my en jou die kans gegee om hom te ken. Hy het vir my en jou die kans gegee om hom aan te neem. Hy het vir my en jou die kans gegee om 'n nuwe lewe te kan leef. En al wat hy sê is net, hier is wat ek vir jou gedoen het, aanvaar dit. Maak my deel van jou lewe en wat die lewe wat jy ontvang het, leef dan dit ten volle uit. Maar wat het ons gedoen? Baie mense het dit gaan begrawe. Hy het dit wat Christus van gedoen het aan die kruis, het hy letterlik gesê, ek het dit verwerk. Ek wil niks om mee te doen nie. En hy het sy rug op dit gedraai. Hierdie een talent wat hierdie persoon gekry het, is basies verlossing wat hy verwerp het, verlossing wat hy sy rug opgedraai het. Jy en ek weet dat ons leef in baie interessante tye. As jy 'n bietjie die nuus dophou en jy sien wat in die wêreld aan die gang is, dan sal jy agterkom. Dinge is baie vinnig besig om baie vinnig te verander op verskillende areas. Ek onthou baie jare terug, ek het in Oudtshoorn was in AGS Oudtshoorn gewees en daar het 'n pastoor Elof met ons kom preek en hy het ons gepraat oor the number of the beast en miskien was van julle ook al daai number of the beast en hierdie tyd waar gaan waar daar nie meer kontant gaan wees nie en daar gaan tyd wees waar daar net hierdie merk gaan wees wat mense moet hê en daar gaan allerlei dinge gebeur en hoe die Illuminati die wêreld oorneem en die stelsel van die New World Order en daar's 'n klomp dinge wat hy gepraat en ek onthou as 'n jong tienerseun het ek geluister na hierdie en ek het myself gesê hierdie sal seker nooit in my lewenstyd gebeur nie. Ek het myself gesê, ek dink ek behoort okay te wees, want hierdie is so ver weg van die realiteit van waar ons nou is. Want daardie tyd was daar nog nie eers amper kredietkaarte gewees nie. Daardie tyd was daar nog nie selfone gewees nie. Daardie tyd was daar nog niks van die tegnologie wat ons vandag het nie. Maar baie vinnig het die dinge opgevang. Dat daar is restaurante en plekke wat jy kan gaan, ek weet, ek het al my kinders ook gek vir hulle kontant en dan sê hulle, nee, die plek vat nie kontant nie. Daar is soveel plekke en jy gaan al hoe meer sien dat ons gaan, we're going to enter a cashless society. Nou, die rede hoekom ek met jou daaroor wil praat, is omdat ons moet verstaan dat die koms van Christus is voor die deur. Maar ek wil vir jou sê, dat die Here gaan kom, die Bybel sê, elke knie sal buig. Elke tong sal bely. Elke mens sal moet rekenskap gee voor God. My vriend, my vriendin, jy kan dit nie vryspring nie. Daar gaan 'n dag wees wanneer jy voor jou hemelse Vader gaan staan en hy gaan rekenskap gee van die talent en die lewe en die genade wat hy aan jou bewys het en gesê, ek vra vir jou, wat het jy gedoen met hierdie lewe? Ek vra vir jou, wat het jy gedoen met my seun se verlossingsdaad aan die kruis? Het jy dit aanvaar? Het jy dit deel gemaak van jou lewe? Daar is 'n verwagting. En daar is 'n verwagting wat God op ons lewens plaas. En hy vra vir jou, hy sê, ek vra nie vir jou nou om 2 talent mense te wees nie. Ek vra nie nou vir jou 5 talent mense te wees nie. Ek vra net vir jou, aanvaar net my verlossingsdaad en sien verder wat ek in jou kan doen. Want ons sien daar is die progressie, né? Die een wat 2 gehad het meer gekry, en die een wat 5 gehad het meer gekry. En almal daar's heeltyd 'n progressie. Maar die een wat dit gaan begrawe het, hy het die oordeel ontvang van sy Heer. My vraag vir jou vanoggend is, waar staan jy in jou verhouding met God? Het jy hom aanvaar? Het jy jou hart en jou lewe oopgemaak? En ek onthou toe ek jonger was, het ek altyd gesê, maar as ek die Here moet dien, as ek die Here moet ken, dan voel dit vir my dat ek mag nie meer goedes doen wat ek van hou nie. Dit is nie eens van sonde en ek het altyd gevoel dat ek is beleef in hierdie dualistiese tweestryd van wat dit beteken om God te dien en wat dit beteken om God nie te dien en in die wêreld te leef.
En hierdie een het altyd vir my lekkerder gelyk, want die wêreld skiet vir jou prentjie dat dit lyk lekkerder, maar dit is so leuen. Dit is so vals. Die Bybel sê van hy wat sy lewe vind sal dit verloor, maar hy wat sy lewe verloor vir my alwe sal dit vind. If you find Christ, everything changes. En ek wil julle jong manne wat vanoggend hier sit, julle jong dames wat vanoggend hier sit, sê kies hom. Moet nie die fout maak van baie van ons wat so laat, ek het op 21 gesterf, dit toe 21 is toe die Here my lewe kom transformeer, verander, en ek kyk terug na 21 jaar, ek sê, what a wasted life. Imagine het wat ek kon gedoen het, as ek al jonger was, en ek het die Here geken, en ek was aan die brand gewees vir hom, hoeveel mense se lewens ek al reeds kon impak gemaak het, op skool, en toe ek rugby gespeel het, en sport gedoen het, en 'n getuienis kon gewees vir hom nie. Maar ek was selfsugtig, het was alles gegaan oor my, en my, en my. Maar ek wil jou uitdaag, word 'n disipel, dien hom met oorgawe. Daar waar jy is by jou skool, daar waar jy is by jou werk, moenie skaam wees om hom te dien nie. Moenie skaam wees om sy naam te verkondig nie. Moenie dit gaan begrawe nie. Die Here sê as jy jou skaam voor mense, sal ek jou skaam voor my Vader. Daar word van ons verwag in die laaste dae werklike instrumente wees om die koninkryk van God te verkondig en hy wil my en jou gebruik. Dis hoekom ons praat van vennote. Dis hoekom ons praat van medewerkers, because we're all in this together. We are raising the village. We are raising the village. It's our responsibility to make sure that this village knows Jesus. En hy roep my en jou vir dit. En ek wil jou uitdaag, moet dit nie gaan begrawe nie. So die eerste een, daar was van ons geen verwagting gewees nie, maar die huisheer het 'n verwagting gehad. Die tweede skrifgedeelte, en dis 'n skrifgedeelte wat so sentraal staan en deel is van AGS Nuwe Lewe, dis Esegiel 37. Dis letterlik die skrifgedeelte wat die Here vir my gegee het die dag toe die Here vir my sê ek moet deel word van hierdie gemeente. Toe die Here vir my 'n prentjie en 'n visie wys van dit wat hy in hierdie gemeente gaan doen, was Esegiel 36 en die Here het my gesê kan hierdie droë bene weer leef. En ek het gesê Here, U weet dit. En as ek volgens hier staan en ek kyk so oor soveel mense wat hier is, nuwe gesigte, ou gesigte, mense wat ek nog nooit ontmoet het, die nuwe vennote wat hier staan, dan sê ek, Here, U is besig om 'n wonderwerk te doen. Esegiel 37 is besig om vervulling te kom en ek sien dit elke dag. God is busy and you are part of a miracle. Jy is besig van 'n wonderwerk wat God besig is om te doen en ons is nog net in die begin van dit wat hy besig is om te doen. Dr. Lisa Burger wat in ons 90 jaar viering was, ons in die karklub dus Heinrich, jy dink julle is in 'n somerseisoen, maar julle is nog ver van 'n somerseisoen af. Julle is nog net in die begin van dit. But God is going to do something much greater than you've ever thought of in hierdie plek en in hierdie dorp, in hierdie omgewing. En weet wat? Die Paardeberg. Jy is deel van dit. Maar in hierdie storie van Esegiel 37 waar hy kom gesê profeteer oor hierdie doodsbeendere en daar is 2 keer wat hy geprofeteer het, want die eerste keer toe raak hierdie beendere lewendig en die eerste keer daar sien gedruis en die seën is alles en hier staan 'n magtige leer op, maar hulle is nog steeds passief. En die Here sê profeteer weer oor hulle dat daar lewe in hulle kan wees en hy doen dit en hierdie doodsbeendere het 'n magtige weermag geword. Maar verder gaan die Here en hy gee hierdie woord in vers 11, hy sê, toe sê hy vir my, mensekind, hierdie bene is die hele huis van Israel. Kyk, hulle sê, ons bene is verdor en ons verwagting is verlore, dit is klaar met ons. Jy sê, ons gaan op 'n plek kom waar ons miskien 'n verwagting het, maar ek het dit verloor. Ek het dit ook gaan begrawe. Dis bietjie beter as die eerste een, maar die eerste een het ons sommer dadelik gaan begrawe. Hierdie storie is waar daar was 'n verwagting. Daar was iets gewees. God het 'n woord gehad oor sy volk. God het 'n plan gehad met sy volk. Maar hy sê mense kan hierdie beendere is die volk van Israel en hulle het gekom op 'n plek waar hulle gesê ons verwagting is verlore. Dit is klaar met ons. En ek wil vir jou vra vanoggend, miskien het jy op 'n plek gekom waar daar 'n verwagting was. Miskien is daar iets waarvoor jy God vertrou het van wat hy in jou lewe gaan doen. Miskien bid jy al so lank vir die redding van 'n broer of 'n suster of 'n kind. Miskien het jy al 'n verwagting, maar jy het op 'n plek gekom waar daardie verwagting het nou teleurgestel. En wie wat het jy gedoen? Jy het dit ook gaan begrawe. Daar was hoop, maar jy het hoop verloor. Daar was verwagting, maar jy het nie meer 'n verwagting. En dis een van daai
wat ek gesê van die grafte, daar was soveel talent gewees. Daar was soveel vermoë gewees, wat op jou graf kan staan. Maar ek weet, en as jy die Here vertrou, dat hy daardie grafte weer wil ook. Want kyk wat sê hy verder, hy sê, daarom profeteer en sê aan hulle, dis die 3de keer wat Jesegiel profeteer, so spreek die Here, kyk, ek sal julle grafte oopmaak. En julle uit julle grafte laat opkom, o my volk, en ek sal julle bring in die land van Israel, en julle sal weet dat ek die Here is, en ek julle grafte oopgemaak het, julle uit die grafte laat opkom het, o my volk, en ek sal my gees in julle gee, dat julle lewendig kan word, en ek sal julle vestig in hierdie land, en julle sal weet dat ek die Here dit gespreek en gedoen het, so spreek die Here. Vir jou wat jou beloftes, vir jou wat die woord, vir jou wat dit gaan begrawe het en dit gaan vergeet, die Here sê, ek maak daar grafte oop. Ek wil jou herinner aan dit wat ek jou gesê het. Ek wil jou herinner oor dit wat jou oor geprofeteer is. Sodat jy kan herinner word aan dit wat my plan vir jou lewe is. Die Here se plan oor jou lewe het nog nooit verander nie. Omstandighede en mense se opinies en dinge in jou lewe kon jou weerhou het van dit wat God se woord oor jou lewe was. Maar die Here sê, jy het dit gaan begrawe, maar ek maak die grafte oop. En jy moet dit weet. En julle weet waarvan ek praat. Jy weet, terwyl jy nou daar sit, wil ek net vir 'n oombliekie, jy moet gou net daar sit en sê, wat is daar? Wat ek weet wat God vir my gesê het. Miskien nie verlede jaar nie, miskien nie 'n jaar verdien. Miskien toe jy nog 'n kind was. As jy hele wat hier sit, wat daar oor 'n woord gespreek is en geprofeteer was toe jy 'n kind was, en jy het vergeet daarvan. Jy het dit gaan begrawe. Jy het gesê, nee, dis verlore. Dis verby. Jy het gesê, soos wat Israel gesê het, die verwagting is verlore, dit is klaar. Jy sien, 'n verwagting kan nooit verdwyn nie. 'n verwagting kan nooit verdwyn nie, dit kan net begrawe word. En die oomblik wanneer dit begrawe, al wat nou gebeur is, jy dink net nie meer soms daaraan. Want jy het dit nou gaan begrawe, maar dit kan nooit verdwyn nie. Dit sal altyd daar wees, want God se woord is ja en amen. God se woord sal nooit ledig na hom terugkeer nie. God se woord, wanneer hy gespreek het, dit sal so wees. Ja en amen. Dis net ons wag soms daarvoor en soms laat ons toe dat omstandighede, ongehoorsaamheid, sonde, wat ook al dit mag wees, in die pad kan staan dat God wil doen dit wat hy wil doen in jou lewe. 'n verwagting en 'n woord van God oor jou lewe kan nooit verlore gaan. Dit kan nooit verdwyn nie. Jy kan net vergeet daarvan en dit kan begrawe word. Maar ek glo dat in hierdie reeks en dit wat die Here ons gebring het in die laaste tyd, was dit so mooi gewees en ek sê nou die dag vir pastoor Robert, ek sê ek het nog nooit in my 26 jaar van voltydse bediening nog nooit 'n reeks gedoen of 'n boodskap gebring oor verwagting. En terwyl ons besig was om bietjie te gesels en saam te bid en te praat en ek sê vir julle, jy weet ons leef nou in daai tyd, in die tyd wanneer daar die verwagting was van die uitstorting van die Heilige Gees. En hulle het self nie geweet waarvoor hulle wag nie, want Jesus het gesê gaan wag. Maar hulle het nie geweet waarvoor hulle wag. En ek glo dat ons leef in daai tyd wanneer voordat die Here verdere stap wil neem, nie net met ons gemeente nie, wil hy die beloftes wat hy oor jou lewe gespreek het, wil hy begin losmaak. Die beloftes wat God oor jou lewe, dit wil hy begin weer na vore bring en wakker maak. Onthou wanneer die gemeente beweeg, wie beweeg? Dis nie ek en pastoor Robert in die kerkraad nie. When we move, it's all of us moving. As die Here jou lewe verander, as die Here jou seën, as die Here jou gebruik, as die Here iets in jou openbaar, dan is dit ons. It is us. We are on a move. We are a family on a mission. So wat is God besig om te doen? Hy is besig om elke medewerker, elke vernoot, elke persoon wat deel is van hierdie familie, sy beloftes wat hy oor jou lewe gehad het, wakker te maak en die grafte weer oop te maak. Waarom? Want jy is op 'n plek waar die grond vrugbaar is.
'n saad sal net ontkiem wanneer die grond waarin dit is vrugbaar is. En wanneer jy jouself weer vind in die konteks wanneer dit vrugbaar is, wanneer dit gereg is, wanneer dit gereed is, dan sal daardie dinge ook weer homself begin openbaar. Dis hoe die koninkryk van God werk. Daarom het Jesus gesê, waar 2 of meer in my naam vergader. Jy sien, daardie belofte sien, dit waarvoor jy wag, het jy gewag en jy het gedink die Here gaan dit doen daar wanneer jy op jou eie is. Nee. Dit wat die Here gaan openbaar is wanneer jy dit doen binne die liggaam van Christus, within the boundaries of family life, within the boundaries of congregation. It is us together. En dan word daar die gawes, dan word daar die talente geopenbaar. Because now it's not about you, it's about His kingdom, it's about people, it's about the lost, it's about the hungry, it's about the needy, it's about hierdie village wat bedien moet word. En God wil jou gebruik om hierdie village te begin bedien, binne in 'n familie. So jy moet jouself binne in die regte omgewing kry, sodat dit waarvoor jy die Here vertrou en verwag het, ook na vore kom. Soos wat in die storie van die seël is. Want eers moes daar doodsbene opgerig word, eers moes daar 'n weermag wees, eers moes daar 'n wonderwerk plaasvind, en toe sê die Here die derde keer toe Segiel profeteer, toe sê hy, nou Israel, julle het gesê, julle verwagting is verlore, nou Israel, julle het gesê, dit is klaar met ons, maar kyk, ek gaan julle grafte oopmaak, en julle uit julle grafte laat opkom om my volk, en ek sal julle bring in die land van Israel, en julle sal weet dat ek die Here is, en julle grafte oopgemaak het, en ek sal my gees in julle gee, sodat julle lewendig kan word, en ek sal julle vestig in hierdie land, en julle sal weet, ek die Here het gespreek. Die derde een, daar was 'n verwagting gewees, die verwagting het gesterf, hulle het begrawe, en Jesus wek dit weer op. En dis natuurlik die storie van Lazarus, né? Wat ons lees in Johannes. Jy sien, Jesus kom en sy disippels sê vir hom, Lazarus is siek, ons moet gaan, en Jesus, hy sê vir hulle, moenie angstig wees nie, ek is nie angstig nie. En op 'n tyd kom daar 'n boodskap en hy sê, Lazarus is dood. En Jesus sê vir sy disippels, ek dink dit is tyd dat ons gaan, en hulle moet vir hulle self sê, Here, jy nie gehoor wat hulle sê nie, hy is klaar dood, dit maak dit nou saak. En Jesus sê die volgende, hy sê, ek het gewag daarvoor, sodat julle die werke van God openbaar kan sien en wat ek nou gaan doen. Jy sien, dit sal wonderlik gewees het as Jesus daar gekom het en Lazarus was siek en hy het vir Lazarus gesond gemaak. Dit sal 'n fantastiese wonderwerk wees. Mense sal nog sê, wow, kyk hierdie amazing dinge wat deur hierdie man gedoen word. Maar Jesus kom en hy weet, hy moet wag. Hy moet wag tot op die regte tyd. En hy het so lank gewag dat Lazarus het gesterwe. En Jesus sê vir hulle, dis tyd dat ons gaan, want Lazarus slaap. En hulle sê, nee, hy slaap nie. En dan kyk wat gebeur. Aan die ander kant, daar waar Lazarus is Martha en Maria, en hulle het die verwagting, hulle kyk, wanneer gaan Jesus kom? En hulle sê vir hom, Jesus, as jy net hier was, as jy net vroeër gekom het, dan sou Lazarus nie gesterf het nie, waar was jy gewees? Hoekom het jy so lank gevat? En ons het die lied gesing, daar was 4 days late, he was still on time. Jy sien, Jesus word nie vasgevang in ons verwagting nie. Jesus word nie vasgevang in my tydlyne nie. Jesus word nie vasgevang in wat my verwagting is van wat hy moet doen nie. He will be where he needs to be, when he needs to be, on his time. It's his time, it's not my time. Maar hoor wat sê Martha, en Martha sê vir Jesus, Jesus, as hy net hier was, dat sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou weet ek dat alles wat u van God vra, God sal gee. En Jesus sê vir haar, jou broer sal opstaan. Martha antwoord hom en sê, ek weet hy sal opstaan in die opstanding, in die laaste dag. En Jesus sê vir haar, ek is die opstanding. Dit is mooi. Ek is die opstanding. Weet jy wie praat met jou, Martha? Ek is die een wat die opstanding in my hand hou. Ek is die opstanding en ek is die lewe. Ek gee nie net lewe nie, ek is die lewe. En wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Dit is so mooi skrif. Ek is die opstanding en ek is die lewe. Jy sien, Jesus is besig om vir Martha en Maria en ook vir sy disippels net nog 'n nuwe dimensie te wys van wie hy werklik is.
Want Jesus sê die blindes laat sien en die dowes laat hoor en dis wonderwerk en hy loop op die water en die brode word verander en mense het 'n fees van kos en Jesus kom op 'n tyd en hy sê hulle moet regtig weet dat ek is die lewe en ek is die opstanding en hy moet dit vir hulle bewys deurdat hy vir Lazarus moet opwek. Want jy sien ek kan een ding vir hulle sê, maar dis 'n ander ding om dit te kom bewys. En Lazarus se sterwe was Jesus se bewys dat hy vir hulle moet sê ek is die lewe. Ek het die lewe in my hand. En ek is die opstanding want die Vader het my aan hierdie autoriteit gegee. Nou Jesus is nou net klaar met Martha. Hy probeer vir Martha bedaar en hy het nou net vir haar nou hierdie wonderlike boodskap gegee. Hier kom Maria. Vers 20. Die Martha is nou net kalm nou hier kom Maria, gaan gehardloop. En toe Maria kom waar Jesus was en hom sien, val sy voete neer en sê vir hom, Here, as U maar net hier gewees het, dan sou my broer nie gesterf het. Kan jy sien? Martha en Maria het teen al gesê, nee, as Jesus nou net hier was. Gesien, maar Martha sê, ja, maar waar is hy? Hoekom is hy nou nie hier nie? Ek meen, hy het die mense genees aan die ander kant in Kapernaum, hy het die mense genees mos. Hoekom is hy nie hier nie? Is hy nie lief vir Lazarus nie? Hoekom het ons nou net gelos en na sterwe Lazarus en hulle begrawe hom al 4 dae al reeds in die graf. En presies dieselfde wat Martha sê, kom Maria en ek dink Jesus sê, dink julle het gepraat, nee. En as jy net nie was. Hoekom het jy so laat gekom? Here, weet jy dan nie? Weet jy dan net dat hy is dood nie en jy weet 4 dae. Ek meen en toe sê Maria dan, as jy net gekom het, sou my broer gesterf nie. En sommige van hulle wat daar rondom staan, wat hierdie sê, hoor wat sê hulle? Kon hy, wat die oë van die blinde man opgemaak het, nie ook hierdie man nie laat sterwe het nie? Kan jy sien hoe hom kritiseer? Hy sê, hierdie Jesus, hy die blindes laat sien en hy het 'n klomp gedink. As hy hier was, sou hy vir Lazarus kon genees. Jy sien, kan jy sien hoe beperk hulle Jesus? Ek sien dit. Maria, Martha, hulle is almal, want hulle het nog nie die openbaring gekry nie. Hulle het nog nie verstaan dat Jesus is die opstanding en die lewe nie. Al wat hulle sien is net wat voor hulle is. En ja, wel as Jesus hier was en hy het nog gelewe, want hy die blinde man laat genees, dan sal hy miskien nog hierdie man kon genees het, en Maria, jy sien vir hulle is dit al iets past waiting. Hulle het verwag, hulle het gewag, hulle het verwag, en het gesterf. Nou het hulle opgegee op verwagting. Want hulle het gevoel dat die dood is die finale lyn. Hulle het gevoel dat die dood het nou die lyn op die sand getrek. En as jy nou oor daai lyn tree, dan is daar geen terugkeer. Jy sien, en dit is die beperking wat ons as mense het. Daar kan van julle wees wat hier sit en sê, dit is verby. Dat ek kan nie meer, daai is dood. Dit is begrawe. Ek het aanbeweeg. Dit is so ver al terug. Inteendeel, daardie verwagting het al begin ryk. Daardie verwagting het al begin verteer. Daardie verwagting is so dood, dis so dood, dat ons kan dit nie meer gaan opgrawe nie, because it will stink. En dis wat in hierdie storie gebeur, want toe Jesus sê, waar is Lazarus? Hy sê, Here, ons kan nie, hy is 4 dae dood, hy sal besig om te verteer. En Jesus sê vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien. En Jesus kom en hy het in vers 41, hy sê, Vader, ek dank U dat U my verhoor het. En ek het geweet dat U my altyd verhoor, maar terwille van die skare. Jesus doen al hierdie dinge net terwille van die skare, vir Martha en Maria, vir die skare, terwille van die skare, wat rondom staan, het ek dit gesê, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. En nadat hy gesê het hy met 'n groot stem geroep, Lazarus, kom uit. Lazarus, kom uit. En hier kom Lazarus in. Die doeke word afgeloop. En die wat daar staan, is staan in verbasing om te weet, hy is werklik die seun van God. Jesus is die opstanding. Hy is die lewe. Maak nie saak hoe ver jy al verwyderd is van daardie verwagting wat jy vir God gevra het, dit wat jy die Here voor vertrou nie.
Miskien het jy dit begrawe. En al die drie stories was daar iets wat begrawe was. Die eerste storie van die talent het hy dit gaan begrawe. Die tweede gedeelte, die doodsbeendere, die sê ons het dit gaan begrawe, dit is verby, ons verwagting is verlore. In hierdie storie sien ons dat hulle het vir Lazarus alreeds begrawe. My woord vir jou is, wat is dit waarvoor jy die Here vertrou het, wat jy gaan begrawe het, wat God vanoggend weer vir jou op die wakker maak. En ek wil vir jou vra, Jesus het gesê Lazarus kom uit. Ek wil vir jou vra, wat is dit wat jy verwag? En in jou gees en in jou hart, laat toe die Heilige Gees noem daardie ding en sê kom uit. Kom na vore. Daardie ding wat ek begrawe het, genesing, kom uit. Genesing, kom na vore. Deurbraak, kom na vore. Nuwe werk, kom na vore. Nuwe geleentheid, kom na vore. Here, waarvoor jy my geroep het. Here, dit wat ek begrawe het, Here, wek dit op in hierdie dag. Onthou, God wil vir jou openbaring gee dat daar is niks onmoontlik vir hom nie. Want nie saak hoe ver jy nou verwyder is van dit wat God vir jou gedoen het. En wanneer hy dit aan jou geopenbaar het nie. Dit kan nooit verlore gaan nie. Dit kan net begrawe word. Jy kan net kom op 'n plek waar jy nog net vergeet het daarvan. Ek wil vra dat jy net daar, waar jy is net vir 'n oomblik die oë sal sluit. Ons gaan 'n tyd in beweeg waar ons die verbondsmaal gaan gebruik en die nagmaal. En hierdie is die teken van 'n graf. Né? Die feit dat ons van hierdie wyn gaan drink is 'n teken dat daar het bloed gevloei. Die feit dat ons hierdie broodjie kan eet beteken dat daar is 'n liggaam wat vir my en jou gesterf het. Maar ons weet ook dat Jesus het opgestaan. Die belofte het opgestaan. Hierdie is my liggaam, sê die Here, wat vir jou gebreek is. Wanneer julle mekaar so dikwels wat julle mekaar kom doen dit in my nagedagtes. Hierdie is my bloed wat vir jou gevloei het. En ek wil vir jou vanoggend vra, as 'n daad van geloof. As twee dinge wat ek vir jou wil vra vanoggend. Is wanneer jy gaan om die verbondsmaal te gebruik en daar is voorberei aan die agterkant is so, almal by die pilare en agtertoe beweeg na vore toe en die wat hier voor sit, julle kan die voorste tafel gebruik. Die eerste vraag wat ek vir jou wil vra is, die man wat die 1 talent gekry het, wat dit dadelik gaan begrawe het. Miskien is dit jy vandag, miskien het jy dit wat God vir jou in storie, miskien het jy dit verwerp, miskien was daar geen verwagting gewees. Maar vanoggend wanneer jy die verbondsmaal gebruik, vanoggend wanneer jy die brood sê, Here, I rededicate my life. Here, ek bring my lewe weer na U toe. Here, ek gee my lewe weer opnuut aan U. Vader, ek vra dat U my sal vergewe vir my sondes. Here, dat ek weer kan proe, dat ek weer kan deel word van die plan en die doel wat U vir my lewe het. So vir jou wat daardie mees kosbaarste talent gaan begrawe het, jou verlossing. Die gawe van nuwe lewe wat God vir jou gegee het. As jy dit begrawe het, maak eers weg. Die res sal volg. Maak eers jou saak reg met die Here. Weet dat jou saak is reg met hom. Weet dat wanneer hy gaan kom, is jy gereed om saam met hom te gaan. Weet dat jy ken hom by jou naam. Weet dat jy gaan, wanneer jy voor hom gaan staan en met rekenskap gee, jy kan sê, Here, hier is my lewe. Ek kan my knie voor U buig en ek weet, Here, dat ek is U kind. Here, dat julle sê, Here, julle roep my aan, maar julle hart is ver van my, gaan weg van my af. Ek ken jou nie. Kan jy met sekerheid vanoggend sê, ek ken vir Jesus? Kan jy met sekerheid sê dat ek is gereed? Kan jy met sekerheid sê dat hy is my heiland, hy is my verlosser, hy is my God, hy is my Vader? Dis die belangrikste keuse wat jy in jou lewe mag neem, is om te sê, Here, hier is my lewe. Vat my lewe. Maak my weer eens. En ek bid dat die Heilige Gees hier sal kom bedien, maar die Bybel sê dat God is getrou en regverdig, dat hy wat die Here aanroep en sy sondes bely, dat God hom sal vergewe. Want elke een wat die Here aanroep sal gered word. As jy vanoggend met 'n getrouheid en met 'n geloof hart die Here aanroep, sal jy gered wees. Dis wat die woord ons leer. En tweedens vir jou wat voel dat daar is 'n verwagting, daar was iets wat begrawe is, soos wat ons lees in die Esegiel en soos wat ons lees van Lazarus. Miskien is dit al so ver verby dit van die realiteit van waar jy nou is, maar die Here herinner jou
En terwyl jy hier sit, het die Here jou weer eens herinner aan dit wat hy aan jou beloof het, aan dit wat hy aan jou openbaar het. En die Here sê, jy moet in geloof kan uitroep. En sê, Here, ek maak dit weer wakker. Here, ek bring weer my lewe voor U. Gebruik my, Here, as 'n instrument. En ek wil vra dat jy, wanneer jy gereed is, net vir 'n oomblik, net vra vir hom om met jou te kom praat. Die Heilige Gees is hier, vandat ons hier ingestap het die oggend, het ek beleef is 'n teenwoordigheid en dis iets wat gaan gebeur. Die Here is vanoggend hier. Hy's vanoggend hier om jou lewe te kom transformeer. Hy's vanoggend hier om jou te kom toerus, om jou te kom aanraak, dat jy sy liefde en sy goedheid en sy guns kan beleef in hierdie dag. Maak jou oor toe en aanvaar dit, beleef dit. Hy leef in jou, hy leef in ons en deur ons. Sy Gees is hier. Roep hom aan in die dag van benoudheid, sê die Here ook. En wanneer jy gereed is, staan op en gaan bedien jouself. En as jy familie is, van die broodjie, hierdie is sy liggaam. Wat vir jou gebreek is, sodat jy, dit wat my belofte is oor jou lewe, sê die Here, in vervulling kan. En hierdie is ook die beker na die maaltyd hy geneem en sê, hierdie is my bloed, wat 'n Nuwe Testament aankom. Hierdie is 'n bewys dat jou sondes is vergewe. Hierdie is 'n bewys dat jy is gereinig en jy is gewas witter as sneeu. Jy is vergewe. Jy is 'n nuwe skepsel. Jy is 'n nuwe mens. Aanvaar dit en leef in die realiteit wat ek vir jou maak. Kom ons staan op. Kom ons vertrou die Heilige Gees dat hy ons ook sal bedien. Vat tyd om mekaar te bid ook as familie en gesin. So vra dat die voorste blokke, julle is welkom die tafel die voor te gebruik en daar van die pilaar af terug. Agter is vir julle voorberei, julle kan dit dan. He's alive, he's alive.
all everyone was fed. Amen. Did you enjoy the service today? Amen. Come on, let's just praise Jesus. He is the resurrection and He is the life. Your life has to be changed. Amen. Derek, wat is jy? Wat Derek is? Listen. It's okay. Mag die Here jou seën. Mag dit wat jy vandag hier beleef en ervaar het, mag jy weet dat God sien jou verwagting raak. God sien raak dit wat jy nodig het. Moenie ophou hoop nie, want hy stel nie teleur nie. Amen. Kan ek dit weer sê, moenie ophou hoop nie, want hy stel nie teleur nie. Moenie ophou hoop nie, want hy stel nie teleur nie. Glo dit. Amen. Derek, kom sommer. Bless you. Voorrecht vandag af te sluit, maar ek net een ding sê, is die eerste keer dat ek in 'n ry moet staan by die badkamer vir die mans. Wys die Here seën ons in al ons magte. Eerstens wil ek net sê die riders wat ons gehad het was 'n groot sukses. En dit kan nie 'n groot sukses wees nie. Dit kan nie 'n groot sukses wees as ons 'n groot familie is, ons om een tafel sit en ons werk saam. Ons leierskap wat ons leiding gegee het, Robert, Lisma, Skoorheinrich, baie dankie. Vir elkeen wat vir ons gehelp het, my vrou raak uitsit wat die baba tee gemaak het. Dit was baie lekker. Ons het die baba tee verskriklik geniet en ons is almal baie groter vandag. Baie dankie vir elkeen se support, dankie vir elkeen se insette, uitsette en magies wat groter geraak het met die lekker kos wat ons gekry het. Dat my baie armer geraak, maar dit is baie lekker gewees en ons het baie saam familietyd gehad en saam gekuier. So kan ons ook sê dat die Here ons saambring in 'n gemeente en ons weer terugvat na ons huise toe. So waar ons terug gaan ons huise toe, lei ons met ons gesinne en laat ons veilig wees as ons teruggaan. Kom ons sak ons hoofde. Dankie Almagtige God vir die wonderlike voorbeeld wat elkeen vir ons kan stel vir mense daar buite. Dat ons 'n gesig kan wees vir elke kind, vir elke mens wat ons in aanraking kom, sodat ons U naam verder voort kan vat. Here seën ons, gaan met ons en gaan waar ons veilig terug ry huis toe. Amen. In Jesus naam alleen. Amen. Bless you. With the keys for this land and